Goeiedag vriende en welkom by hierdie oordeenking. In een van die tekste wat ek nogal baie naby aan my hart hou, skryf Paulus vir die gemeente in Galasië 6 vers 4 en 5. In die Message vertaling skryf hy vir hulle die volgende woorde. Hy sê, make a careful exploration of who you are and the work you have been given, and then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Nou hier is 5 goedjies wat Paulus direk met my en jou oor gesels, as ek en jy wil 'n vars blik op die hede kry. Hy praat eerstens van identiteit. Hoekom praat hy van identiteit? Hy sê, make a careful exploration of who you are. Nou, om 'n vars blik op die hede te hê, is om te weet wie jy is. Te veel mense loop rond met wonde, want hulle weet nie wie hulle is nie. Hulle kom by die werk aan, hulle is nie onseker oor hulle self. Hulle kan nie teenwoordig wees in die hede nie. Hulle kan nie 'n vars perspektief op hulle identiteit kry nie, want hulle hou nog vas. Hulle word nog gedefinieer deur wat in die verlede met hulle gebeur het. My pa het my gelos, my vrou het my gelos, niemand het na my omgesien nie. Hulle word gedefinieer deur wie hulle was, so hulle kan nie 'n vars blik op wie hulle moet wees in die hede kry nie. Baie mense hou nog vas aan hoe bekend hulle was in die verlede. Daai mense wat te vroeg op hoërskool gepiek het, was rugby eerste span en by elke partytjie praat hy nou nog dat hy die eerste span loskakel was. Sy identiteit is nog gekoppel aan die verlede en nie aan die hede nie. En die vraag is, wie wil en moet jy wees in die hede? Want jou primêre identiteit is nie gebonde aan wie ander mense sê jy is nie. Dit is gebonde aan wie God alreeds sê jy is. En as Paulus my en jou nooi, make a careful exploration of who you are, sê hy, kom terug na jou primêre identiteit en na wie God sê jy is. En dis my en jou verantwoordelikheid om aan hom vas te hou, sodat jy nie word wat ander mense wil hê jy moet wees nie. Tweedens praat hy van roeping. Hy sê, the work you have been given. En hy praat hier van die taak wat die Here jou gegee het vir 'n tyd soos die in 'n land soos die. So hy praat van the work you have been given in die hede. Nie die werk wat hy jou gegee het in die verlede wat jy onvoltooid gelos het, of die werke wat hy jou voorroep in die toekoms nie. Die vraag is, wat is dit wat die Here vir jou nooi om gegee? Wat het hy jou gegee om te doen? Wat het hy jou gegee om toegewyd aan te wees? Wat het hy jou gegee om getrou aan te wees vandag in die hede? Derdens praat hy van jou passie, as hy sê, sink yourself into that. Hy nooi my en jou om nie net te bestaan nie. Hy nooi ons om nie net te lewe vir werk nie, maar om alles te doen met passie, om alles met oorgawe te doen, asof ons dit vir die Here doen. Jou elke dag, jou opstaan, jou gaan slaap, jou tussenin. Doen dit met soveel passie dat mense deur jou werk, die manier wat jy jou werk doen, die manier wat jy jou kinders grootmaak, dat mense daardeur iets van Jesus vandag kan sien. Het vat baie min energie om negatief te wees. Het vat min energie om te kla, het vat min energie om sinies te wees en om die heeltyd foute raak te sien. Maar het vat 'n lewe met 'n vars blik op die hede om intentioneel elke dag passie na elke spasie toe te bring. Vierdens praat Paulus van die vergelykingsspeletjie wat ons so lam kan lê. Dat ons die heeltyd ons hede vergelyk met die van ander. Ons is nie vergenoegd met dit wat God vir ons gegee het nie. Ons is nie content met ons daaglikse brood nie. Jy bly in jou eie huis, maar jy droom oor jou bure se braaiarea. Jy ry in jou eie kar terwyl jy droom oor jou kollega se beter kar. Dit is om nie 'n vars blik op die hede te hê nie. Laastens praat Paulus van the creative best you can with your own life. Vriende, dit is die sleutel tot wie ek en jy in die hede moet wees. Om net die beste te doen met dit wat God
aan my en jou toevertrou het, om nie na te jaag wat nie vir my bedoel is nie, om nie my hart en gedagtes te gee aan dit wat nie deel is van my ewigheid storie nie. Nou, een van my gunsteling flieks is The Greatest Showman, waar Hugh Jackman die rol van P.T. Barnum vertolk, en hy het so 'n sirkus bymekaar gesit van 'n klomp mense wat radikaal anders lyk as wat die samelewing van die dag gelyk het. Dit is amper freakish. 'n Vrou met 'n baard, 'n Siamese tweeling, 'n man wat van kop tot tone bedek is met hare, klomp weird mense. Maar meneer Barnum wou rykdom najag, hy wou aansien najag, hy wou alles prysgee vir dit wat hy gedink het gaan hom vreugde gee. Hy het nie gesonde blik op die hede gehad nie. Op 'n stadium verloor meneer Barnum alles. Sy vrou het hom gelos, sy sirkus het afgebrand, en die enigste mense wat by hom staan in die tyd is die klomp uitgeworpenes. Hulle is enigste mense wat na hom toe kom en sê, jy het vir ons 'n plek gegee, ons het nêrens anders om te gaan nie. En hy sing 'n liedjie met die volgende woorde wat sê, from now on, these eyes will not be blinded by the lights. From now on, what's waited till tomorrow starts tonight. Let this promise in me start like an anthem in my heart, from now on. Dis eers toe hy alles verloor het, wat hy kon sê, van nou af, gaan ek lewe vir dit wat werklik saak maak. Gaan ek the creative best doen met my lewe. Gaan ek lewe die lewe wat vir my bedoel is, en nie die vergelykingsspeletjie nie, van nou af. En is my gebed, vriende, dat jy nie eendag eers alles verloor het en dan moet sê, van nou af gaan ek Paulus se woorde ernstig opvat as hy sê, ek weet wie ek is, ek weet wat my roeping is, ek gaan myself in dit gooi, ek gaan nie myself vergelyk met ander nie, ek gaan die kreatiefste beste van my lewe, vir my werk, vir my kinders, vir my familie, vir my God gee. Jy kan of kies om jou oog op die hede te hou, of jy kan kies om jou oog op dit wat ander het te hou. Die keuse bly joune. Kom ons bid saam. Here God, dis my gebed dat U vir ons sal lei elke dag om net te doen wat U van ons vra. Om nie onsself te vergelyk met wat ons bure het, wat my kollega het nie. Om myself in te wurm in dit wat U vir my vandag gaan vra om te doen. In Jesus naam alleen. Amen.